Goeiemôre gemeente. Ja, en baie welkom by ons erediens vanoggend. En die drie-enige God groet jou met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, einde laas jaar, net so voor Desember en Kersfeestyd, het ek 'n reeks preke gehad oor Satan se mees algemene en geloofwaardige leuns. En die Sondag het my ingehaal, as ek dit so sê, so kan stel, ek het gevorder tot daar by die, hierso waar Jesus versoek is in die woestyn, en ek het die eerste 2 versoekings, behalwe ek het in Genesis begin, en toe in Job, en toe nou hier waar Jesus versoek word deur Satan se leuns in die woestyn, en ek het die eerste 2 gedoen, maar nie die derde een gedoen nie. Ek wil net vanoggend die derde een doen, maar ek wil ook so samevatting gee vir al daai leuns, want dit leef selfs in die kerk, né? Dit is sy algemene leuns wat hy gebruik om ons te mislei. Ek gaan nou vir ons lees Matteus 4, maar ek gaan nou nie net op hierdie gedeelte fokus nie, maar ja, dit is die versoeking in die woestyn, Matteus 4 vanaf vers 1. En ek lees uit 1983 vertaling. Matteus 4 vanaf vers 1. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê: "As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word." Maar hy antwoord: "Daar staan geskrywe: 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom." Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom: "As u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie." En Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie." Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom: "Dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Daarna die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Ja, daar's eintlik 'n strategie wat erger is, strategie wat Satan gebruik, wat groter skade verrig en erger is, nê, as sy strategie van die okkulte, satanisme, heksery, spiritisme. Ja, hy verrig baie skade in baie mense en families se lewens deur die okkulte, satanisme, heksery en spiritisme. Dit is so. Maar daar's eintlik 'n sterker strategie wat hy het. En dit is die leerstellings van die bose geeste. Valse doktrines, leuns, wat hy saai in die wêreld en wat selfs partykeer in die kerk ook posvat. Dis eintlik verrig nog meer skade. Net die leerstellings van bose geeste, soos dit staan in 1 Timoteus 4 vers 1. Dis verreweg groter skade wat Satan verrig, selfs in die kerk. Want selfs kerkmense glo baie keer saam met die waarheid, nê? Glo hulle ook 'n leuen. Valse leerstellings. Ongelukkig. Is eintlik hoe meer waarheid jy glo, hoe meer vryer sal jy wees, hoe meer autoriteit sal jy hê. Maar daar's baie keer leuns, baie keer onderbewussyn wat ons nog steeds aan vashou. Want Satan is die vader van die leuen, Johannes 8 vers 44. Nou, hy is baie subtiel. Hy gebruik dinge wat soos die waarheid klink. Dis byna die waarheid, of dis 'n halwe waarheid. Net soos dat hy ook die woord kan verdraai, so hy gebruik dit om Jesus hier te versoek in die woestyn. En jy word subtiel, word jy mislei en hy bind jou vas met sy leuns. En hoe bind hy vas? Hy bind jou hier in jou denke vas, né? Dis die slagveld. Dis waar ons veg teen Satan en sy bose magte in jou denke. Wat glo jy? Glo jy halwe waarhede? Glo jy die waarheid, want dit maak jou vry? Of is daar maar nog 'n paar, saam met die waarheid, 'n paar leuns wat jy ook glo? Né? Kyk wat in jou denke aangaan. Ons moet onsself toets ook aan hierdie leuns, hierdie
mees algemene en geloofwaardige leuns wat Satan gebruik. En ons het na 'n paar leuns gekyk, samevatting as jy nou dink aan laas jaar die reeks waar hy self kom praat, sommer direk sy leuns so saai. Ons het eers gekyk natuurlik, Eva, die moeder van die menslike geslag, kom hy en hy gebruik die slang as instrument. Staan in Genesis 3 vers 1, die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En het vir vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Wat sê Satan hier? Hy sê eintlik hier, God is 'n pretbederwer. Hy's 'n sadis. Nee, hy sê, God het die tuin van Eden, daai wonderlike vrugtebome geskape, dit was wonderlik, dit is uitvoergehalte nog beter as dit nie. Dit lekker gelyk, geproe, geruik, alles. En God sê, hy maak dit en dan skep hy die mens met smaak en sintuie en al die goeders en sê, jy mag nie daarvan eet nie. Die mens is net gemaak om gestraf te word, om te frustreer. Dis wat hy hier probeer sê. God is eintlik, hy wil die mens pynig, hy's 'n God van verbiedinge en hy's teen genietinge. God is teen genietinge. Hy's die God van die wet. En jy weet, op tyd keer sê mense ook, en ek onthou toe ek 'n jong man was dit ook al, alles wat lekker is sonde. Dit is daai idee wat jy het. Veral as jy dalk nog in 'n wettiese kerk groot geword het. Dan is God die God van verbiedinge en hy's eintlik teen genietinge. Is dit die waarheid? Nee, God is 'n God van liefde. Hy's ook die beste vir elkeen van ons. Eintlik, as ons net gaan kyk, daar was in die tuin van Eden was daar net een verbieding. En daar was duisende dinge wat hulle kon geniet. Hulle kon alles geniet het. God het ons gesê, Genesis 2 vers 16, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Dag as jy daarvan eet, sterf jy. So as net een verkeerde ding wat hulle kon doen in die tuin van Eden. Die res was alles goed en reg en geniet. Geniet, eet al die bome, geniet dit. Dis wat God, hoekom Satan, hy kom verdraai dit. Hy sê God is 'n God van verbiedinge, van die wet. En baie mense, en veral die mense in die wêreld dink, dis die God wat ons aanbid. 'n God wat jou net wil kom bind, klomp wette op jou wil plaas. Ons weet dis reeds hoekom Jesus kom het, om ons vry te maak van die wet, en ons die gees te gee. Gees van lewe. Verstaan jy hoe draai dit? En baie mense dink ook so. Toe ek groot geword as 'n kind, die kerk was vir my regtig, ek het 'n klomp reëls. Ek het dit nie mooi verstaan nie, dalk ek het nie mooi geluister nie, ek weet nie. Maar ek het gedink God is teen genietinge, jy mag dit nie geniet nie. Weet as jy in die kerk kom moet mos stil wees, stemmig wees. Jy moet nou nie verkeerd praat nie, ook as die dominee die preekstoel opgaan, dan word hy mos anderster, sy stem, dit klink anderster, al die dinge. Maar as jy gaan lees in Openbaring hoe het in die hemel gaan, dit is vreugde, sang. God is 'n God van genietinge. En hy gee vir ons die lewe om te geniet, maar Satan kom draai dit. En dan sien ons, ou Eva begin val vir Satan se leuns, want kyk wat antwoord sy hom, Die vrou die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin, Nee, ons mag eet van die vrugte van al die bome, Sy sê, sy verplat dit so bietjie. Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie. Sy sit nog 'n wet by. Sy begin val. God is die God van die wet, om jou te verbied, om jou te bind. Sy sit nog iets hierby wat God nie gesê het nie, mag nie aanraak nie, want dan sterf ons. So Satan kom agter, hy is nou besig om te val, vir sy leuen. Hy's baie subtiel. En toe hy agterkom, sy sit nog wette by wat God gesê het, terwyl God net een ding gesê het, nou kom hy sommer direk met sy volgende leuen, hy sê, die volgende, julle sal gewis nie sterwe nie. So wat sê hy hierso? God se leenaar. Jy kan hom nie vertrou nie. God moet gesê, jy gaan sterf as jy eet van daai boom. Hy sê, God lieg. Sal verseker nie sterf nie. God se woord, is vals. God se woord is vals.
En hoe kyk ons na God se woord? Is God se woord regtig, sien jy die Bybel as die geïnspireerde woord van God? Dat dit vir elke faset van jou lewe gee dit God se waarheid. Pas jy die woord toe in alles, of dink jy, die woord is bietjie oudtyds, pas nie lekker by die moderne mens van vandag nie. Nee, ons moet altyd eers bietjie proefhuwelik hê voor ons trou, sulke tipe goed, nee. Dis wat mense dink, hulle dink nie, dit is die waarheid nie. Met 'n begrafnis wat ek gelei het, kom iemand na my toe en sê vir my, jy weet, waarvan ek hou, hoe jy gepreek het, jy het gepreek asof die woord, jy het gepreek dat die woord die waarheid is. Toe wonder ek nou, word daar in party kerke gepreek asof die woord nie die waarheid is nie. Weet dat dit uitstaan. Want dis wat ons sê hier in Bergbron, jy gaan die waarheid van God se woord ken en dit gaan jou vry maak. Die Bybel is nie die oormense se nadenke oor God nie, dis die geïnspireerde woord van God. Dit is die waarheid, en die enigste waarheid wat ons het. En dit spreek vir die mens van vandag. As jy by 'n kerk is en hulle preek nie die woord as die waarheid en hulle haal sekere gedeeltes uit en sê tel nie vir vandag nie, dan is dit nie meer Christus se regering nie. God se woord is nie vals nie. Dit tel vir die mens van vandag. Dis vandag amper nog belangriker as jare terug, want jare terug die gemeenskap het oulik outomaties volgens die woord is die gemeenskap ingerig. So ja, hy sê God se woord is vals, en dit is jammer dat soveel mense die inspirasie van die woord bevraagteken, en self teoloë, en lyk myself kerke. Dan kom hy en hy sê verder, nog 'n leuen. God weet dat as jy daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. So as jy saam met God is, gaan jy nie volle vervulling vind nie, Eva. God gaan jou daar hou, daaronder, jy gaan nie kennis hê nie, jy gaan nie volle lewensvervulling kan ervaar saam met God as jy hom gehoorsaam nie. Maar kom in opstand teen hom, dan gaan jy soos God wees, deur goed en kwaad te ken. So as hy leuen is, saam met God, geen lewensvervulling nie. Jy kan nie tot jou volheid ontwikkel nie. Jy sal nie heeltemal sukses in die wêreld kry saam met God nie. Want die wêreld se reëls werk mos anders. Jy trap op mekaar en beskinder en gaan so op. Of wat ook al. Jy sal slegs vervulling kry, lewensvervulling, sonder God. Volgens die wêreld se riglyne. Jy sal slegs lewensvervulling ervaar, voluit ervaar, deur goed en kwaad te ken, deur die dinge van die wêreld, sal jy eers lewensvervulling kry. Jy sal slegs lewensvervulling kry, in sukses, in geleerdheid, in rykdom, noem hierdie aardse goed, in die kennis van goed en kwaad. Daarin lê die volheid van die lewe, daarin sal jy lewensvervulling vind. Maar hoeveel mense het al die leer van sukses geklim, kom hulle bo en dan weet hulle nog steeds nie waaroor gaan die lewe nie. As ek terugdink aan laas jaar se preek, het ek 'n paar voorbeelde van bekende, beroemde, suksesvolle mense wat mense eintlik aanbid het. En hulle sê, waaroor gaan die lewe? Salomo sê self in Prediker 2, ek het al hierdie goed gehad, hierdie dinge van die wêreld, ek was rykdom en ek het vrouens gehad, ek het genietinge gehad, ek het wingerde gehad, ek het net meer en goed by mekaar. Maar as ek alles beoordeel, wat sê dit? Kom tot niks. Jy gaan nie lewensvervulling sonder God kry in dinge van die wêreld nie. Want jy's geskape vir 'n liefdesverhouding met God, 'n vader-kind verhouding. Daar sal altyd daai gat in jou lewe bly as jy nie God ken nie. Want dis waarvoor ons geskaap is. Ons is nie geskaap om self God te wees nie, ons is geskaap om God te aanbid. En dis waar jy ware lewensvervulling kry. Sinvolle lewe kan jy nie die dinge van die wêreld bereik nie, maar slegs in 'n liefdesverhouding met God deur Christus. So dis daai eerste 3 leuns waarmee hy sommer so gekom het, en wat Adam en Eva daarvoor geval, en die mensdom is in sonde geval, En toe het ons weer gekyk na Job, hoe Satan self sou kom met sy leuns in sy gesprek met God in die hemel oor Job. En dan
lees ons Job 1 vers 9 tot 11, nê? God sê kyk, het julle gesien, nê? Hulle het gaan kyk, deurgegaan en God sê kyk my dienaar Job. En God is trots, nê? Ons voel baie keer ek is niks waardig of so nie, maar weet jy wat God was trots op Job. God kan trots wees op jou. Veral in Christus, is hy trots op al sy kinders. As jy natuurlik gelei word deur die Gees. En God was so trots op Job, maar dan kom Satan weer met sy leuen sê, dis nie sonder rede dat jy Job dien nie. Jy beskerm hom dan. En sy huis en al sy goed, jy maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy veeteël vinnig aan, maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy nie in die gesig vervloek nie. So wat is die leuen wat hy hier saai? Hy sê, die mens dien maar net God vir wat God vir jou kan gee. Dis al hoekom mense God dien. Nie omdat God verhewe en goed en almagtig en die skepper van hemel en almagtig en alles ken en alles weet en nie oor God se eienskap nie. Mense dien God maar net vir wat hulle kan kry, wat hy vir hulle kan gee. Maar Job het die teendeel bewys, nê? Toe hy alles verloor het, al sy besittings en selfs sy kinders, het hy nie God verwyd of God vervloek nie. Dit is so leuen kom hy en sê, mense dien God maar net vir wat ek kan kry. En dit kan so wees nie. Dat ek baie keer die gawes van God soek in plaas van die gewer van die gawes soek. God, dit is so, dit kan wees in die kerk so. Maar daar is ook baie van ons lidmate wat ek weet wat deur diep waters gegaan het. God bly vashou. Want hy is ons enigste hoop. Hy is die rede vir ons lewe, vir ons bestaan. Hy is die almagtige. Hy is die bron van alles wat lewe en wat goed is. Nee, moenie val vir Satan se leuen nie. Dan kom hy, nadat Job die teendeel nou bewys het, kom hy met sy volgende leuen toe hy weer in die hemel kom. Sê hy, dit bewys nog niks, nadat Job nou sy besittings en selfs sy kinders in die dood afgestaan het. Sê dit bewys nog niks, 'n man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe, maar raak nou net aan sy liggaam, kyk of hy dan nie in die gesig vervloek nie. Wat sê hy hierso, sy leuen hierso? Die mens sal enigiets gee, net om te bly asemhaal, net om sy eie bas te red. Job sal sy gesin opoffer en sy besittings, solank hy net kan bly lewe, sy eie bas kan red. Nee, want hierdie lewe is die enigste waaroor dit gaan. Hierdie lewe is al wat daar is. Wat Satan probeer saai in die wêreld, onsself in die kerk ook. Dat hierdie lewe is al wat daar is. Jy weet, ja. En hoe lewe ons? Lewe ons asof hierdie lewe al is wat daar is? Hoeveel tyd spandeer jy aan die wêreldse dinge? Aan die lewe? Het jy nog tyd ook vir God se koninkryk? Soek allereers die koninkryk van God in dit is 'n skuif wat moet plaasvind. Maar baie keer leef ons asof hierdie lewe al is wat daar is en al my tyd en energie gaan net in die wêreld en my werk en al daai goed en ek het nie tyd vir God se koninkryk nie. Ek het al gehoor dat mense sê, ek wil nie betrokke raak by 'n klein gemeente nie, want hulle gaan vra of ek wil nie 'n klein gemeente deel wees van 'n klein gemeente nie, want hulle gaan vra dat ek betrokke moet raak. Daarom gaan ek eerder na 'n groot mega gemeente toe en ek kan Sondag ingaan, ek kan gaan kyk en luister, dan kan ek weer huis toe gaan. Ek hoef nie betrokke te raak nie. Dis wat gelowiges, wat ek al gehoor sê het. Nee, leef ons nie baie keer asof, ja, ek glo, maar ek leef asof hierdie lewe al is wat daar is. Maar ons het gesing, as 'n belydenis, soek allereers die koninkryk van God, en die res sal vir jou bygevoeg word. Moenie val vir Satan se leuen nie. Job het nie, hy het gesê ook in Job 2 vers 10, dat God se seën ook pynvolle dinge kan insluit. Nee, want dit kan ook God gebruik om jou te laat groei. En hoe kom hy tot daai uitspraak? Want sy oog is op die ewige lewe. Job 19 vers 25 tot 27. Sien ons hoe Job
bely dat hy sal God sien selfs in die hernamals. So sy oog was op die ewigheid. En dis hoe ons moet lewe as koninkryksburgers. Ons oog is op die ewigheid gerig. En daarom soek ons eers die koninkryk van God. Toe het ons ook gekyk al nog 'n leuen wat Satan gebruik, is sommer waar hy Jesus gaan versoek het in die woestyn. Die gedeelte wat ons nou gelees het, Matteus 4 vers 3. As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Eintlik wat Satan hier sê is, God behoort wonderwerke op aanvraag te doen. Nee, as jy net 'n probleem het, net bid daaroor, dan moet jy net weggaan. En hy probeer vir Jesus te wegkry van Jesus se roeping as Messias. En al hoe Jesus sy roeping as Messias kon uitleef is om na die kruis te gaan, te sterf vir sondes en op te staan, Satan die dood en die sonde te oorwin aan die kruis, om dan te sê ek het al die mag in die hemel op die aarde. Nee, dit is, hy probeer vir Jesus sê, man, hoor hierso, doen dit 'n wonderwerk nie, maak dit gemaklik nie, daar's nie eintlik 'n roeping nie. Hy probeer hom wegkry van sy roeping af. Om die Messias die pad van die kruis te stap. Roeping. Leef ons roepingsgerig. Weet jy dat God jou hier op aarde geplaas het met 'n skepingsdoel? As ek nou vir jou vra, waarvoor is jy op aarde? Wat is God se plan en doel met jou lewe? Kan jy dit antwoord? Dit is so belangrik dat ons dit moet weet. Dat ons roepingsgerig sal bly lewe. En nie dink, dit gaan net om gemaklik te lewe nie. As daar 'n probleem is, moet ek net bid en God moet net dit wegvat. Nee, God het 'n roeping. In alle omstandighede, selfs in moeilike omstandighede, het God 'n roeping. Dit help nie om weg te hardloop van al jou probleme nie. Ons kan weghardloop en sê, maar ek gaan na 'n ander plek, dis beter daar en so. Weet jy, baie keer vat jy baie van daai probleme saam, dit gaan nie beter by die ander plek nie. Want ons leef nie roepingsgerig nie. Ek sê nie almal wat weggaan en na 'n beter plek toe gaan is verkeerd nie, maar het God jou gestuur. Leef jy roepingsgerig? Weet jy wat jou roeping is? Want Satan wil vir ons sê, man, jy is maar net hier en jy moet maar net oorleef. Daar's nie 'n spesiale plan of doel wat God met jou het nie. En ongelukkig, baie mense in die kerk weet nie waarvoor hulle is, waarvoor God hulle geskaap het nie. Hoekom is hulle hier op aarde nie? En jou roeping gaan eers ophou, wanneer jy jou laaste asem uitblaas. So dit maak nie saak hoe oud jy is nie. God nog steeds 'n plan en doel met jou. Dis hoekom jy nog asemhaal. Dis hoekom God jou nog hier op aarde lewe gee. Jesus bly gehoorsaam aan sy roeping as Messias, wat pyn en lyding insluit. En hy sê, ek val nie vir hierdie leuen nie. En dan kom Satan met sy tweede leuen waarmee hy Jesus probeer versoek. Hy sê, as u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Psalm 91, vers 11 en 12, haal hy hier aan. So wat sê hy hierso moet gebeur? Jy moet God se beloftes uitbuit. Hy sê vir Jesus, doen hier 'n gevaarlike daad van geloof, nê? Spring af. Spring hier af. Doen 'n gevaarlike daad van geloof dat jy kan bewys jy is die seun van God. Nee, buit God se beloftes uit. Maak misbruik van God se beloftes van bewaring om God so te dwing om homself te openbaar, om hom op die proef te stel. En dit sê vir ons ook, moenie pas op vir daai gevaarlike dade van geloof wat ons wil doen om iets te bewys. Nee, moenie God se beloftes gebruik om jou verantwoordelikheid te ontduik nie. Moenie sê God sal voorsien. Ek hoef nie voor te berei nie, ek hoef nie te beplan nie, God sal voorsien. Kyk, dit staan daar in die Bybel. God sal voorsien. En dan beplan jy nie. Jy berei nie voor nie.
Byt God se beloftes net uit. En baie keer kan ons God se beloftes in sy woord misbruik, dat ek nie my verantwoordelikheid nakom nie. Pas op daarvoor. Maar Jesus het nie daarvoor geval nie. Hy het gesê, ek sal nie God versoek nie. God dwing om homself te openbaar nie. Dan, waarmee ek wil afsluit, die derde versoeking. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. En Satan kon dit gesê het vir Jesus, nê? Want Satan was op daai stadium nog die koning, die God van hierdie wêreld. Met die sondeval het Adam en Eva die heerskappy wat God gedelegeer het aan Adam en Eva, toe hy gesê het, jy gaan bewoon en bewerk die aarde, het Adam en Eva die heerskappy oorhandig met die sondeval aan Satan, dat hy die God van hierdie wêreld genoem word. En daarom kan hy dan vir Jesus sê, man, maak dit maklik, man, aanbid my net, en ek sal gee, ek sal vir jy alles gee. Maak dit maklik. So hy praat hier van 'n godsdiens sonder 'n kruis, 'n gemaklike godsdiens. Iets wat niks opofferings vra nie. Die maklike uitweg. En oral, hy probeer Jesus heeltyd wegkry van die kruis af. Nee, sê heeltyd doen hy dit. Hy doen dit later dan ook, lees ons ook deur selfs op 'n stadium met die skare, Jesus voed die skare, met die vermeerdering van die brood en die visse. En dan wil hulle die skare hom koning maak. En dan staan daar in Johannes 6 vers 15. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. Dis nie sy manier, dit is nie hoe hy koning word nie. Hy moes die kruis toe gaan. Hy moes gaan sterf het vir sondes aan die kruis. En hy moes opstaan uit die dood om die dood te oorwin en Satan en die sonde te oorwin deur die kruis en opstanding. En dan voor sy hemelvaart sê hy, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Dit was God se plan. 'n Kruispad. En Satan probeer hom heeltyd wegkry van die kruis af. Om nie 'n pad van lyding, opofferings te stap nie. Selfs Petrus bely sy geloof in Matteus 16, ja, hy is die seun van die ware God, hy is die Christus. En dan sê Jesus hy met die pad van die kruis stap, daarna, in Matteus 16. En dan sê Petrus, wat sy geloof bely het in Jesus as die Messias, dan sê Petrus vir Jesus, maar God het verhoed dat u hierdie pad van die kruis stap. En dan sê Jesus vir Petrus, moenie in my pad staan nie, Satan, jy is my struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. En is dit nie vandag nog so van toepassing? 'n Godsdiens sonder die kruis, sonder opofferings. Dit is waar die welvaartsgodsdiens, prosperity gospel, daar waar kerke dit verkondig, mense stroom soontoe. Jy kan heilige water by daai kerk koop, wat jy net oor die goed gaan strooi en dan is alles reg. Allerhande goeters, wat 'n maklike uitweg is. 'n Godsdiens sonder die kruis, sonder opofferings. En Satan die hele tyd probeer Jesus wegkry van die kruis, en Jesus die elke keer opgestaan en sê, dis die pad wat ek moet stap. Dis die ware godsdiens. Die pad van die kruis. En hierdie versoekings waaraan Jesus blootgestel is, word ook in die kerk as sy liggaam voortgesit. Daagliks staan ons voor die ding, hoekom wil jy jou roeping uitleef? Mense gaan jou dalk spot. Ons wil nie, ek wil nie uit my gemaksone kom nie. Ek wil 'n gelowige wees, maar ek wil nie 'n disipel van Jesus wees nie. Ek wil nie 'n disipelmaker wees nie. Ek het verwys ook, wat ek in 'n boek gelees het, waar 'n lidmaat gekom het na 'n pastor. En gesê het, pastoor of dominee of wat ook al, reverend, ek wil 'n gelowige wees, ek wil nie 'n disipel wees nie. Ek glo dat Jesus my sondes gesterf het, maar ek wil nou nie my lewe baie aanpas nie, en as ek doodgaan, ja.
Dan gaan ek hemel toe. Eendag as ek doodgaan. Maar hierdie kant van die graf, gemaklik wees. Leef ons nie baie keer so nie. Dat ons nie wil eintlik opofferings maak nie. Ek wil nie my roeping uitleef. Ek wil 'n gelowige wees, maar nie 'n disipel nie. Is jy bereid om regtig dat jy gesterf het in Christus? Dat jy jouself verloon? Dat jy sterwe aan selfbelang? Is dit jou uitgangspunt, jou roeping, om te groei in jou verhouding met die Here hierdie jaar? En groei vra baie keer dat jy deur moeilike tye kom. Dis wanneer jy die meeste groei. Nee, dit is soos om te gaan gym. Nee, dit is nie maklik om te gaan gym nie. Nee, daar's opofferings. En jou spiere word seer en goed, maar so word hy sterker. Wil jy ook in God se geestelike gym wees hierdie jaar? Wat van jou opoffering staan? Dat jy dalk miskien vroeër moet opstaan of wat ook al. Tyd met hom te spandeer. Te sê, Here, my roeping is om U die middelpunt van my lewe te maak hierdie jaar. En om aan U gehoorsaam te wees. En om 'n disipel te wees, 'n disipelmaker te wees. Uit my gemaaksone. En waar kry ons krag? As ons kyk wat Jesus geantwoord het. Weet, selfs as ons net dink wat daar aan die kruis gebeur het ook, het Satan selfs die skare gebruik om vir Jesus van die kruis te probeer wegkry. Red jouself as jy seun van God is en kom van die kruis af, maar Jesus het nie geval daarvoor nie. Ons is sy liggaam. Moenie 'n godsdienst sonder die kruis soek nie. Want dan gaan dinge in jou lewe gebeur wat nie lekker is nie en dan gaan jou geloof verloor. Ons is die kerk onder die kruis. Dis wat staan in die Bybel. Dis die waarheid. En jy kry krag, om jou kruis te kan dra. Jy kry krag om jou roeping te kan uitleef. En hoe kry jy dit? Uit die woord van God. Want dis wat Jesus mos elke keer die Satan geantwoord het en gesê, daar staan geskryf. En hy haal uit Deuteronomium aan. En dan ontmasker hy Satan se leuns. So ons moet God se woord ken. Ons moet groei in ons verhouding, ons moet verstaan. En dan sal ons ook die oorwinning oor hom behaal. En dan sal jy ook 'n vreugde en 'n vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Dan gaan mense gaan na jou kyk en sê, maar hoekom is jy so anders? Net gaan al hoe makliker raak om 'n disipelmaker te wees. Want dit kom hier van binne af. Maar dan moet jy bereid wees om jou roeping uit te leef. Kom ons bid saam. Vader, ons sê dankie, Here. Dankie dat ons die woord het, die waarheid, die swaard van die Gees. Dat wanneer Satan kom met al sy leerstellings, valse leerstellings, Here, dat ons dit kan teëstaan, dit kan ontmasker met die swaard, met die woord. En ek bid ook, Here, dat U ook in elkeen van ons harte sal werk, dat ons hierdie jaar sal fokus, Here, die lewende woord sal eet soos manna, geestelike manna wat ons versterk, om in ons lewens ook die leuns van Satan te ontmasker, dit te verwerp en die waarheid te kies in Jesus wat ons vrymaak. Dat ons nie sal val vir hierdie algemene, geloofwaardige leuns van Satan nie. Maar dat ons op die pad van die waarheid sal bly, soos wat Jesus elke keer Satan se aanvalle afgeweer het. Heilige Gees, kom vul ons. Geef vir ons die krag om die woord en die wysheid en die insig om die woord te gebruik as swaard. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.